Byt vas. Ok, dis nie reg daar. Ek sien hy gooi ons 'n bietjie anders uit as op dit met kontinuïteit, daai IT is saam met daai, né? Ok. Maar julle kry die idee. Ons het die afgelope ruk en veral met Pinkster het die Here met ons begin praat oor die hele kwessie van waar is die krag? En baie keer beleef ons nie krag nie, ons beleef nie deurbrake nie. Julle sal ook onthou, ons het die hele storie gehad oor die justification, sanctification, glorification. In Afrikaans, ek het dit op die verhoog gedoen en ek recap het net vinnig. In Afrikaans is dit eenvoudig, jou geregtigheid voor God is betaal, jy kan niks bysit nie, jy kan niks wegvat nie, dis 'n geskenk, jy ontvang dit, en 'n kort opsomming van die hele evangelie, die goeie nuus is in my plek, het in my plek gesterf, ek het reeds alles, die Heilige Gees kom woon in my die dag as ek Jesus Christus deel maak van my lewe en begin vertrou vir my verlossing. So ek het die Gees, hier het ek die Gees en alles. Baie keer as jy hier is, die stap hierna is, jy doop om te bevestig dat jy geregverdig is voor die Here, is 'n stap van gehoorsaam. Maar nou leef ons elke dag, dis jou sanctification, jou lewe van heiligmaking. En op hierdie pad het jy krag nodig. Onthou jy die Gees ontvang hierso. Maar jy het ook nou nodig dat die Gees oor jou kom. Jesus se disippels was gered, maar hy sê nog steeds gaan wag vir die krag. En dis hier waar die gawes en die vrug van die Gees kan werk, en dit is hier waar daar kontinuïteit in konneksie moet wees. Want as jy hierdie sanctified life of heiligmaking leef, en dit voel vir jou soos 'n las, en dit is moeilik en is swaar, dan kort kontinuïteit. Ek kom net agter, ek het dit vanoggend weer beleef. Met al die gesukkel met die krag en alles, en ek kalm en rustig gebly. Want baie keer so in jou daaglikse lewe, daar waar jy werk, is nie maklik nie. Maar as jy gedurig deur konneksie maak, gedurig jou herinner aan wie God is en wat hy doen in jou lewe. Want onthou dit wat jy vir jouself sê en oor jouself sê, dit is wie jy word. So as ons nou die regte goed, skrifgoed, ons is kinders van God, bloedgewaste kinders van God. Dankie Here, U vergewe my. Dankie vir dit, reg deur die dag. Dit is kontinuïteit, ek volhard, ek hou aan, terwyl ek konneksie met die Here beleef. Daar is nie ver nie, hy is met ons het gesing, die koning is hier. En dan sal daar vir ons glorification wees eendag. Maar kom sê, iets van daai glorification eendag, daai verheerliking, beleef ek hier ook iets daarvan, as ek die deurbrake beleef. Sien, dis die goed wat ons opgewonde maak. En toe het ons ook vir mekaar gesê, dat 'n mens, met ander woorde, in hierdie pad, moet jy 'n plan hê. Die Here het vir elke mens 'n plan. En daar was 3 K's gewees, soos gesê, kry jou plan in gebed. Let wel nie met gebed nie, in gebed, want dit is dan maar net soos kan partykeer so vertrou op die feit dat ons bid. Dan gebeur daar iets, jy sê, maar ek het gebid, niks het gebeur nie, maar jy het so vertrou op die feit dat jy bid. Jy moet in die God van die gebed vertrou. Jy sien, daar's 'n fyn draaipuntjie daar, wat jou geloof kan versterk nie. Dan die volgende ding wat jy moet doen, is kry 'n strategie. Vra vir die Here, hoe gaan hierdie storie lyk? Dit wat die pastoor nou vanoggend gaan sê hierso, oor hierdie kontinuïteit en konneksie, hoe gaan dit lyk in my lewe, in my konteks? In my konteks lyk dit anders as in joune. So verskil elke mens se lewe van mekaar. Maar die Here gaan vir jou wys, hy gaan vir jou strategie gee. Met ander woorde, dan begin jy kontinuïteit kry in konneksie. Jy hou met ander woorde aan. Bly net volhard. Hou net aan. Hou aan volhard. Daar's mense wat dit moet hoor vanoggend. Jy het bietjie moeg geword. Miskien moet jy net so bietjie vaskap. Die deurbraak
is baie keer om die deur. Baie keer klop ons. Die Bybel sê as jy klop en aanhou klop, sal vir jou oopgemaak word. En weet jy wat vind mens baie keer as die deur oopgaan? Hy was nooit weg nie. So hou aan volhard. Moenie ophou. En dan die laaste enetjie wat ek vir jou gesê het, is gaan sit dit op skrif. Skryf dit neer. Nou ons het 'n sielkundige triek wat ons nou maak. Ek sê dis 'n sielkundige triek, jy moet maar gaan kyk of dit werk. Maar die slim mense sê jy moet dit neerskryf met 'n blou pen op 'n wit papier. Jy moet met die hand skryf. Maar dan is daar so 7 goed wat in lyn kom met jou gedagtes en jou onderbewussyn en alles. As jy dit net op jou foon doen, is dat 2 goed. Maar as jy dit skryf, kom al die 7 goed mooi by mekaar. Gaan sit dit op skrif. Baie keer sit jy nie jou strategie op skrif en dis hoekom niks gebeur nie. En jy probeer maar elke jaar dit wat jy die vorige jaar gedoen het, probeer jy nou maar net bietjie beter doen, ons weet dit werk nooit nie. Right. So die hele agtergrond hou van die hele storie. Julle die agtergrond. Met ander woorde, om te volhard is nie altyd maklike storie nie. Want weet jy wat ek en jy, ons wil baie keer net alles fix. Jy wil jou lewe fix, jy wil ander ouens se lewens fix. Jy wil die wêreld fix, ons wil alles fix. En weet jy wat ons probleem, ons wil dit nou. Ons almal sê, wat kan ons nou doen? Jy kyk mos hierdie videoetjies wat jy kyk, begin net dit nou doen, begin net dit nou sê, begin net dit nou bid, en alles gaan wonderwerklik verander. Oh my goodness gracious me, wie van julle het agtergekom het werk nie? Ja, het werk nie. Daar's tyd nodig, verhouding word gebou in tyd nie, en ons het nie altyd nodig om alles te fix nie. Jy het nie nodig om almal te fix om jou nie. Weet jy wat, jy het nie eens nodig om jouself te probeer fix nie. Jy kan dan net die Here vertrou. Hy gee vir die strategie, jy begin dit doen. Wow, skielik werk dit. Die Bybel leer vir ons eintlik die beproefde pad. Hy gee vir ons 'n metafoor. Want in die druiwestok en die lote en die vrug van Johannes 15 nie, is altyd so mooi verduideliking. Jy moet net in die wynstok bly. Jy plant nie vandag 'n wingerdstok, môre is daar lote, die dag daarna blare, die dag daarna is daar druiwe nie. Daar's 'n proses, daar's baie keer na dit 'n snoeiproses vir nog meer vrug. Jy moet die tydstorie in aanmerking neem, en baie keer as die tydstorie bykom en jy het al bietjie genoeg gesuffer op, die Here wil hê ons moet suffer ook. Sjoe. Maar nou sê die kingdom now, ons sal my nou iets aanbring. Maar die Here wil hê ons moet bietjie suffer, want weet jy wat doen suffering? Suffering dek die tafel vir wonderwerk. Soek jy 'n wonderwerk in jou lewe, nou suffer maar bietjie lekker. En in jou suffering byt bietjie vas. En weet jy wat gaan dan gebeur? As daai wonderwerk deur, weet jy wat gaan jy sê? Jy gaan nie sê, "Jo, ek het dit gemaak. As dit nou nie vir my 3 punte tussen my ore was, sou dit nou nie gebeur. Weet jy wat sal jy sê? Jy sal sê, dankie Jesus. En dit is nie dat die Here dit doen sodat jy nou altyd moet swaar kry goed nie. Maar weet jy wat? Daar's 'n proses wat jy loop en wat jou sterk maak en krag gee. In oefenprogramme enigiets. Niemand hardloop net, besluit een oggend, weet jy wat? Ek gaan nou gou 'n vliegtuigie vat en ek gaan vlieg en ek gaan die Olimpiese spele toe gaan en dan gaan ek daar 100 meter hardloop wen. Jy kan dit maar try. It's not gonna work. Jy sien jy's in die stadion gekom. Daar's mense wat 10, 20 jaar oefen voordat hulle daar kom. So as jy dalk voel, jy word so bietjie fyn gestretch en dinge is 'n bietjie moeilik, wil ek vir jou sê, kap net bietjie vas. Die Heilige Gees is uitgestort. Die Gees is nou oor ons. Maak jy net seker daar's koneksie die hele tyd. Want ek en jy verloor koneksie, hoor. God is altyd hier. Maar ek en jy is altyd hier. Jy's daar by jou probleme. En jy stoei die ouens. Dan die eendag hoor sy sê, ek het in die gees daai ou se tassies gepak. Hy gaan vinnig trek. Ek sê, Tannie, is dit skrif dit wat jy nou sê? Om in die gees iemand se tassies te pak.
Dit klink vir my amper soos bietjie witchcraft, maar toe. Ek wil dit nie te hard sê, nou het ek dit klaar gesê hier oor nie. We want to do that. Partykeer moet ons net so 'n bietjie vaskap. Die drywe stok in die lote. Ons moet net in hom bly. Hy sê in sy woord in ons. Hoe's dit? Jy moet gedurig deur jou herinner wie hy is en wat hy doen. En net dankbaar wees. Ons sê aan die einde van hierdie diens, elke keer, julle sal vir jou sorg en voorsien. En julle sê vir my saam met my, dankie Jesus. Die Here sal jou raak sien, sy liefde vir jou gee. Ons sê almal, dankie Jesus. Hy sal jou goedgesind wees, vir jou voorspoed gee. En ons sê, dankie Jesus. Ons is vas aan sy naam. Wat sê ons? Dankie Jesus. Jy sien, daai pad is die pad van oorwinning. And it's not easy. Dis nie maklik om altyd dankie te sê. Maar dis die pad wat die skrif. God sê dit is sy wil in Christus vir ons. Die hele kwessie van gehoorsaamheid wees, vrug dra, en dan kom jy agter dit is jy wat saam met God werk. Luister, ek wil dit vir jou mooi sê. God werk nie vir jou nie, hoor. Weet jy, kry mense wat hulle bid 'n paar verse, herinner die Here aan sy beloftes, want hy sê ons moet, nou moet die Here dit maar net doen. Hy werk nie vir ons nie. Ons werk vir hom. So met ander woorde, Christus is in my. Nou leef ek van hier af. Leef ek uit Christus uit hier. Ek is nie Christus nie, ek word meer en meer soos hy. Daar, by die glorification sal ek eendag wees soos hy. Maar ek leef nou Jesus uit. Dis wat ek nou doen. Dis hoekom daai kontinuïteit, koneksie, die wynstok, die lote storie vir ons so belangrik is. Ek en jy moet net bietjie vasbyt. Kontinuïteit en koneksie met hom, dit is die antwoord, dit is die absolute, dit is die deurbraak, as jy nou al ooit in jou lewe deurbraak gesoek het, jy kan hierdie een mag gaan doen, maar dit gaan tyd vat. Dit gaan tyd vat. God kan alles doen, ons weet dit, hy is almagtig, al weet dit alles, maar hy gebruik mense en engele. Dit God is so groot, hy kan die shots net so kom. Maar wat het hy besluit? Hy het besluit hy gebruik mense. Van Adam se tyd af reg deur Abraham, Moses, al die ouens, Dawid, hy het mense gebruik. Want ons is na sy beeld geskape, want hy het hierdie spesiale verhouding met ons, wat hy met niks en niemand anders in die heelal het nie. Dink net bietjie daaraan. Ek en jy moet maar net hoor, 'n plan kry en bietjie vaskap. Ons skei soms ons verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees met ons geloof. Ons sê partykeer, okay, glo maar net. Ons moet nou maar net glo. En oom sê eendag vir my, hy sê julle moet bietjie ophou bid en bietjie iets doen ook. Sjoe. Hy slaan my daai dag met hamer tussen die oë. Baie mense bid, maar hulle doen niks en dan gebeur al niks. Here red my huwelik, maar jy doen niks. Die Here moet nou 'n engel stuur. Dis waar jou lewensstrategie so belangrik is, soos wat die Gees jou lei, nê. God doen dinge. Ons doen dinge in ons eie krag en verwag God moet dan alles doen. Terwyl ons vergeet van die deel wat van ons afhang. Die Bybel praat van albei uiterstes. Hy praat van mense wat byvoorbeeld net in eie krag alles wil doen, en dan praat hy ook van mense wat net verwag God moet altyd alles doen. Dis twee uiterstes aan verskillende kante. Hierdie is 'n kwessie van God doen sy deel, nou doen ek my deel. Die Here gaan jou finansiëel nie seën as jy jou geld net mors. Maar dan doen ek my deel op en ek het my begroting en ek werk op my goedjies uit en ek vertrou die Here. Het een van julle al op julle laptops elke maand dan stuur die Here vir jou 'n e-mail. Dan het hy vir jou budget vir die maand uitgewerk. Sê toe dit werk. Nee, jy bid en sê Here, dit is hier. Dit is wat in my hand is. Dis wat moet gebeur en die Here doen iets
wat ek nie altyd weet hoe hy dit doen nie, maar hy doen iets as ek hom begin vertrou rondom finansies. Volgende slide, as hy opkom, bouers en wagters is steeds belangrik, maar nie sonder God nie. Psalm 27 vers 1 sê ons, te vergeefs waak die wagters, te vergeefs, as God die huis nie bou, is God die huis nie bewaak nie. Maar hy sê nie daar, die wagters en die bouers is nou nie meer belangrik. Hy sê, dis 'n probleem as jy net vertrou op die wagters en die bouers. Dis is jou sekuriteit by die huis. Jy het 'n alarm by die huis, jy het 'n alarm by die kerk. Dan mense sê, as jy hoor, 'n alarm by die kerk, julle is 'n klomp ongelowige ouens, julle moet die Here net vertrou, hier sal niks gebeur nie. Jy sê, dis nie hoe dit werk nie. Ons verantwoordelikheid, ons sit die alarm in, maar ons vertrou die Here. Want alarm of nie, as hulle wil inbreek, gaan hulle inbreek. Maar ons vertrou die Here. Nog steeds. Jy sien, jou verantwoordelikheid. Jy kan nie in jou kar klim en besluit jy gaan ry soos jy wil, soos ek weet nie wat se ding jy op die pad, en nou moet die Here moet nou maar die stuurwiel vashou. Jy sit jou hand op die stuurwiel, en jy is verantwoordelik, en jy gehoorsaam selfs die landswette. Jy stop as jy moet stop. Dis nou nie vir rykse ouens nie. Hier stop niemand. Of as jy die nag ry in die dorp, sit jy, as jy by die stop kom, sit jou ligte af. As jy nie ander ligte sien nie, ry jy. Nee, nie sulke goed nie. Perde word nog steeds voorberei. Mense berei perde vir oorlog. Maar dit is nog steeds God wat die oorwinning gee. Spreuke 31 sê dit, nie Spreuke 31 sê dit. Dus, volgende skyfie, of volgende slide. Ons erken ons afhanklikheid van God in elke aspek van ons bestaan, terwyl ons ook verantwoordelikheid aanvaar vir wat ons kan doen. Jy sien, daar sê in hierdie kontinuïteit, koneksie en kontinuïteit, ek weet wat is my deel wat ek moet doen, maar ek vertrou God ook vir sy deel. En dit sê kwessie van, jy raak dit, nou moet jy dit doen. Jy raak dit, nou moet jy dit betaal, nou moet jy dit. Dan sal nie meer goed, dit is nie 'n gesonde koneksie nie. Nou hierdie is 'n liefdesverhouding. Dan sit mos nie, jy leef uit Jesus uit as jy so houding het nie. Dit is hoekom dit belangrik is dat jy daai plan moet hê. En dat jy in die hele proses moet besef, jy hoef nie en jy kan alles en almal fix nie. Jy kan net jou deel doen en God sal die res doen, omdat hy jou koneksie is en dit verander alles en maak alles makliker. Luister, in die slegste tye van my lewe, waar God vertrou het ek sy teenwoordigheid ervaar. Binne in die moeilikheid. Weet jy wat gebeur baie keer as daar nie 'n bietjie moeilikheid of stryd is nie? Dan dink jy jy's okay. Nie meer afhanklik van hom nie. Dan mis jy sy seën. Want al hierdie moeilik en swaar dek die tafel vir wat? Vir 'n wonderwerk. Jy pak net vas, jy byt net vas. Jy sal deurkom. Alles word regtig maak. Julle ken die serenity prayer, né? Gooi daai volgende een op. Die gebed van kalmte. God gee my die kalmte om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die moed om te verander wat ek kan en die wysheid om die verskil tussen die twee te ken. En dit is die gees van onderskeiding wat nodig is. En dit is wat ek kry as die gees oor my kom. Dan begin ek agterkom, daar is goed wat ek kan verander. Maar daar is ook goed wat ek nie kan verander. Ek kan vir mense preek, ek kan hulle bedien, maar weet jy wat, ek kan nie in sy kop klim en sy ratte vir hom verander in sy kop. Ek kan bedien soos wat ek hier wil, maar ek kan nie in jou hart klim en dinge vir jou wakker maak nie. Daai deel is die deel wat die Here doen. En baie keer maak ons daar foute, want probeer ons nou mense oortuig. Ons probeer vir mense, jy moet so aanbid en jy moet dit doen. En kom maar, jy moet so en jy moet dit en ons probeer hulle oortuig dat dit is die manier om te doen. Dis nie hoe dit werk nie. Geen verhouding is 'n gesonde verhouding as daar nie
spontane belewenis is nie. Dink net as jy so met jou vrou gewerk het. Joe, dan sou ek huweliksberading gedoen het. Jy werk nie so met verhoudings nie, maar dan wil ons partykeer met ander mense, jy het nie nodig om dit te doen, dis die Gees wat oortuig, nee. Ek wil jou 'n paar lesse gee vir gelowiges. Die volgende een kom op die, hy kom op die bord. Hoor mooi, bid asof alles van God afhang. Werk asof God verwag dat jy ywerig volhard in hom. Bid asof alles van God afhang, maar werk asof God verwag dat jy ywerig sal volhard in die situasie. Dis 'n paar lesse wat ons kan leer, nee. Dis moet nooit geloof as 'n verskoning gebruik om lui te wees nie, soos wat ek gesê het. Soos wat die oom vir my gesê het, jy moet ophou bid en iets begin doen ook. Miskien is daar ietsie wat die Here vir jou wys wat jy bietjie moet gaan doen. Jy kry swaar by die werk en die rede is dalk jy is nooit voorberei nie, of die rede is jy doen nie regtig wat jy moet doen nie. Miskien moet jy dinge bietjie verander daar. Weet jy wat, as dinge daar verander, dan gaan daar sommer 'n paar ander goed op regkom by jou werk. Jou huwelik, jy bly die een wat is, jy bly die een wees wat harde kop is en jy wil net nêrens buig nie. Maar die Here moet jou huwelik red. Miskien moet jy dalk so 'n bietjie verander, is dit nie so nie? Die Here wys vir jou, hy gee vir jou strategie. Hy het al hoeveel keer vir jou strategie gegee, maar jy doen dit net nie. Ek het al op sulke goed in my lewe afgekom en sê net, Here, ek is jammer, ek is eenvoudig lui. Wie sal erken hierso? Party sê, as dit kom by jou huwelik, as jy lui. Partykeer as dit kom by jou werk, as jy lui. As dit kom by jou kinders, as jy lui. Ons almal doen dit. Nie ons glo nie. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insig nie. Vra na die wil van God en alles wat jy doen, hy sal die regte pad vir jou wys. 2 Korintiërs 3 vers 5 sê, ons bekwaamheid is nie uit onsself, dis nie ons breinkind nie. Hy sê, dis God wat bekwaam maak. Ons het laasweek die vers gelees wat sê, ons eie heil met vrees en bewering uitwerk, en dan raak ons bietjie bewerig, maar hy sê, maar dis God wat in julle wil om te werk volgens sy wil, né? Jy sê, jou deel, sy deel. Soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, en die res sal hy vir jou by, maar jy moet eers sy koninkryk en dit wat vir hom belangrik is by uitkom. Maar min mense wil partykeer uitkom by wat regtig vir die Here belangrik is, nie? Nou gebeur ook niks. Gevolgtrekking is, God se koninkryk werk deur beide goddelike krag en menslike ywerige volharding. En ons doen dit sommer net eenvoudig gehoorsaam. Jy is jy net gehoorsaam. As die Bybel sê, wees lief vir mekaar, wees lief vir mekaar. As die Bybel sê, vergewe, vergewe. As die Bybel sê, gee. Ja, maar Here, ons ken almal die stories, ons ken almal die verskonings. Ek wil hê, jy moet vanoggend begin volhard in sy teenwoordigheid en sy oorwinning beleef. Almal van ons kan dit doen. Jy weet Noag, hy moes nog steeds die ark doen. Alles tot sy beskikking gehad. God het met hom gepraat, hy het alles, hy het sy stem gehoor. Moses moes nog steeds die staf uitsteek na die see toe. Dawid moes nog steeds die klip optel by Goliat kom. Daai klip het nie in die slingervel gekom en 'n engel het hom toep nie. Hy het dit gedoen. Want hy het gesê, jy, jou onbesnede Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard, want ek kom na jou toe in die naam van die Here. Nehemia moes nog steeds die muur herbou. God kon engele gestuur het om te doen. Weet jy wat, God kon dit sommer self gedoen. Hy kon net 'n woord gesê. Hy kon net gesê, stene, muur, klaar.
dan het gesteene muur en dit was klaar. Met respek. Hy kon dit gedoen het. God werk met ons. Weet jy wat is lekker van hierdie hele pad? As ek en jy begin iets beleef van sy krag in ons lewens. God het die krag, die wysheid en die oorwinning voorsien, maar sy dienaars moet steeds in geloof optree, met ander woorde, intentioneel verantwoordelikheid aanvaar. Mens kan vandag die vraag vra. Vat jy regtig verantwoordelikheid vir jou geestelike lewe ook, of met die Here nou maar net alles doen? Het jy 'n plan? As jy nie een het nie, kry jy. As jy sukkel om een te kry, kom praat met my, ek sal jou help met jou. Maar jy kan nie so aangaan. As gelowiges moet ons nooit God as vanselfsprekend aanvaar nie. Ons bid en vertrou, gehoorsaam, ons berei voor, beplan, studeer en werk ywerig, wetende dat ons sukses uiteindelik van die Here afkom. En weet jy wat, ek het dit gesien toe ek geswat het. Lang vrae, as jy teologie swat, dan sal jy goed so sport vra. Daar's ook nie waar en vals vragies nie. Daar's ook nie ja en nee goedjies nie. Dis alles lang vrae. Daai lang vrae om hulle te leer, is dit nie altyd 'n grap nie. En baie keer voor die eksamen het ek gesê, Here, hierdie werk is eenvoudig net te veel. Wys wat belangrik is. En ek sê dat ek gekroek het in die eksamen nie, ek moes nog steeds gaan leer. En dan leer ek, en dan kom ek net, terwyl ek leer, besef ek net, weet jy wat ek weet? Die dosent sê ook ons maar vir jou, dit en dit is belangrik, maar baie keer dan vra nie altyd daai goed nie, hulle vra sommer, en dan leer ek daai gedeelte en besef ek net, ek weet hierdie vraag gaan oor daar wees. Sy vraagstel kom, is daai vraag daar. Maar ek het nog steeds geleer. Dan kan ek kom antwoord. Jy sien, ons moet God begin vertrou met alles, waar ook al. Dit is dan wanneer jy deurbrake beleef. Spreuke 16:3 sê, alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here, dan sal jou planne slaag. Baie van ons planne slaag nie, want ons dra dit nie op aan die Here nie. Dis jou verantwoordelikheid. Hy gee die belofte. Geloof is nie om niks te doen en te verwag dat God alles doen nie. Geloof is om volkome te vertrou terwyl jy getrou doen wat hy in jou hande geplaas het om te doen. Soos wat hy vir Moses gesê het, wat is in jou hand? Staf. Die weduwee het ietsie gehad. Die Here kon net so voorsien het. Met die brode wat gebreek is, wat sê Jesus vir hulle, wat het ons? 5 brode en 2 visse. Hy sê, raai, bring. Poep, gebeur die res. Hy kon sekerlik vir almal gesê, gaan sit net, maak julle oë toe, as hulle oë oopmaak, hier is die brood en die vis. Hy kon dit gedoen het, hy's God. Hy breek daai broodjies, tot Jesus het dit gedoen. Hier kom die ding nou. Efesiërs, die hele Efesiërsbrief is eintlik die uitgebreide vorm van Johannes 15, die wynstok en die lote. Efesiërs word gesien as die Everest van al die boeke in die Nuwe Testament. Ek het gehoor van 'n ou wat die boek Efesiërs elke dag van sy lewe deurlees. 6 hoofstukke elke dag. Miskien moet jy hom so 'n bietjie vat weer vandag, om lees Efesiërs. Maar kom jy agter hoe hy link met die wynstok en die lote, ons en hom, hy en ons. Vir 'n paar gedeeltes net gee, dis nie op die skerm nie, maar jy kan dit saam met my lees as jy wil. Efesiërs 1 vers 10, alles gaan op die groep wees na die tyd. Efesiërs, maak gou jou Bybel oop by Efesiërs, dan lees jy sommer jou vertaling. En Efesiërs, daar so 'n paar gedeeltes wat ek nie vir jou vinnig gaan lees. Efesiërs 1 vers 10 sê, Efesiërs 1 vers 10 sê, in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Daai volheid van die tye in vers 9 as jy hom lees gaan oor die geheime plan. Dan sê hy dit hierso, die geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is onder een hoof te verenig en hierdie hoof is Christus. Right?
Kom ons maak hierdie vers, dit is hier. In Christus, alles is verenig onder hom. Hy het alles onder hom ingetrek met sy kruisdood. Ons het alles ontvang, ons wedergeboorte, alles daar. Jou dade gaan nie vir jou wedergeboorte bewerk nie. Dis net die geskenk wat jy aanvaar en geloof in Christus. Right. En alles is in hom, alle rykdom, alle wysheid, Kolossense sê dit ook. Dat niks is uitgesluit as dit kom by Jesus nie. Hy is op die oomblik in beheer van die heelal. Die hoogste posisie wat daar is met die naam bo elke naam. En sy naam is Jesus Christus. Jy hoef nie te Yeshua en al hierdie ander goed wat mense vir jou sê, ek kan nie dit sê nie. Weet jy wat die Nuwe Testamentiese ouens wat geskryf het Jesus geken en wat skryf hulle Jesus. Dis nie een of ander keiser wat dit verander het in goed soos wat jy partykeer sien op die video's nie. Wanneer jy sê Paulus was so dom om Jesus se naam verkeerd te skryf in Grieks. Come on! Hier Jesus, sy naam is by elke naam. Sy naam is Jesus Christus, Seun van God. Jy gaan dit net nou sien. Johannes het dit ook geweet. Hoor wat sê Efesiërs 1 nou vers 22 en 23. Die Yeshua in sulke goed, dit is Hebreëus, Ou Testamenties vir die Messias. Maar Nuwe Testament in Grieks is dit presies dieselfde, Jesus Christus. Hoor wat staan in Efesiërs 1 vers 22. Hy sê God het alle dinge onder sy beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Jy sien, hier sit nou, ons het alles ontvang, nou is ons sy kerk. Wat is ons? Sy liggaam. Hy sê, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Die Heilige Gees is oor ons. Ons kan nou leef en beweeg in hom. Want dit maak my so opgewonde. Hoofstuk 2 vers 22. Deur julle verhouding met hom word ook julle saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy Gees woon. Die Gees is in my, ek leef die Gees nou. Ek moet net aanhou en uitdink. Want hy sê ook, die wat volhard tot die einde. Hy sê dit vir die gemeente so, wie uithou en aanhou, dan gee hy vir hulle die belonings nie. Moet nie te vinnig opgee nie. Hy sê 3 vers 17. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gewortel en gegrondves wees, want ons is vas in hom. Niks kan ons roer nie. As ek daai koneksie beleef, man, dan kan ek uitdaging ontvang. Baie keer wat vir my wonderlik is van uitdagings, is mens vertrou die Here. Weet jy wat vertrou jy? Ek wonder partykeer as ek so bid oor die goed is, en dan dink ek eintlik, Here, ek sien uit om te sien hoe gaan U hierdie ding uitsort. Ek het 'n verwagting. Daarvoor is gedek, wonderwerk is op pad. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 23 tot 24, jy ken hom baie goed, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink, né? Dan sê hy, ja, trek die nuwe mens soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskaap is, iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Jy sien hierdie pad wat ek stap. Ek is 'n nuwe mens. Die ou ding het verbygegaan. Ag, kyk maar nou. Kry nou 'n bietjie klaar met jou verlede asseblief. Ja, maar jy groot geword. Ja, wat met jou gebeur het, met my gebeur het. Ja, weet jy wat? Daar's 'n plek vir dit. En ek het baie simpatie met almal wat so 'n plek het. Ek het ook so 'n plek gehad. Dat goed met my gebeur in die lewe wat geen siel weet, net my vrou weet dit. Maar daar het ook 'n tyd gekom wat ek gesê het, okay, die wonderlike ding hiervan is, dis verby. Die Here het vergewe, nou gaan ek aan. Luister, jy kan nie die lewe so leef. 1 tree vorentoe, 1, 2, 3. 1 tree vorentoe, 1. Jy gaan nêrens kom nie. Lê dit neer voor die Here.
As jy in elk geval hoofstuk 4 gaan verder lees, sê hy die waarheid moet jy aflê. Die leuen moet jy aflê, die waarheid moet jy opneem. Hy sê as jy nie het nie en jy steel, hou op steel, werk sodat jy kan hê. En hy lê af sodat jy kan aangaan in jou lewe. Luister regtig uit my hart uit, ek wil vir jou sê. Ek maak nie jou verlede uit as niks nie. Dit is goed wat gebeur het en is verskriklik goed wat met mense gebeur. Maar weet jy wat? Jesus het gesterf vir jou nuwe lewe kom gee. Aanvaar dit. Net hierdie een storieetjie vertel. Nou die dag ry ek bel vir 'n ding, ek het dit al vertel. Dis waar ek groot geword het. Terwyl ek al ry, onthou ek skielik al die nice goed daar. Maar weet jy wat? Ek onthou ek ook, want ek het al groot geword en ons het nie maklik groot geword nie. Toe onthou ek ook vir 'n oomblik al die bad goed wat ook gebeur het. En toe kom daai gedagte so sterk by my neer. Dis die waarheid. Dis nie leuns nie. Dit het gebeur. Maar my bevryding was te besef, dit is verby. Daar is iets nuuts. Ek het mos so gemaak dat destyds in Belfort as 'n pastoor bedien het daar. Dat ek baie keer 'n bietjie daar gaan ry, waar ons gebly het, waar ons met ons fietsse gery het en so aan. En eendag sê die Here vir my, wat maak jy nou? Stop dit. Dit wat jy nou doen help jou nie. En ek het nooit weer daar gaan ry. As ek daardeur ry, kyk ek eers na die huis waar ons gebly het. En dis nie kwessie van net word. Weet jy wat, die bloed het skoon gewas, dis verby. Jy moet net vasstap waar jy nou is, waar jy die pad is. Ja, aan die einde van die dag is dit wat belangrik is. Hy sal sy deel doen. Ons moet verantwoordelikheid vat vir ons geloof en doen wat God ons wys. Jakobus 1 sê op die geloof sonder werk wys dood. Wys my jou geloof, ek wys jou. Sê nee. As jy iets glo, wys dat jy dit glo. Volgende slide sê ek vir daar volhard tot die einde. En dit is nie moeilik as dit kontinuïteit en koneksie is nie. Dit is regtig die waarheid. Ek wil vir jou sê, dis die beproefde pad vir my. Ek glo vir jou, dit is wat die Here op my hart gelê het om vir jou te sê. Hou jy net jou koneksie. Al gaan dit nou hoe swaar, hy net vas. Die deurbraak sal kom. Ware transformasie kom nie van harde strewe of obsessief wees oor jou prestasies nie. Dit vloei van 'n vereniging met Christus. En dit het ek vir jou gelees nou in Efesiërs, nê. Die meeste mense probeer baie keer Christene probeer om vir Jesus te leef. In plaas van hom af te leef. Jy leef nie vir die Here nie, man. Ja, jy moet net vir die Here begin leef. Jy leef nie vir hom nie. Jy leef vanuit hom. Jy's klaar by, hy's klaar in jou. Sien, dit vat so 'n bietjie 'n mind-bending storie, nê. Om te sê, ek weet, dis nie net ek leef vir die Here nie, ek leef vir God en ek leef vir die woord nie. Hierdie goed is, ek leef vanuit dit uit. Ek leef vanaf dit. Dit sal jou geloof verskriklike boost gee. Maar ek wil afsluit met 1 Johannes 5, vers 3 tot 5. Ek gaan gou vir jou lees. 1 Johannes 3 vers 5. 1 Johannes 5 vanaf vers 3 sê. Opskrif Nuwe Lewende Vertaling sê geloof in die Seun van God oorwin die wêreld. Hoor wat sê vers 3. Die liefde vir God bestaan daaruit dat ons sy opdragte gehoorsaam en sy opdragte is nie moeilik nie. As jy nie Nuwe Lewende Vertaling het, kan jy maar kom kyk hier, ek ook nie vir jou, dis wat regtig vir u staan. Hy sê want elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wysheid, wat die wêreld verower het, is ons geloof. Ons glo ons Vader, nou leef ons, nie? En nou wat sê hy verder?
Hy sê, wie anders kan dit wees wat die wêreld verower, as die een wat bely dat Jesus die Seun van God is. Bely gedurig deur, dit gaan jou koneksie versterk. Jesus Christus, Seun van God. Hy sê, wie dit bely? Hy sê, wie dit bely? Jesus die Seun van God. Bely dit deur die dag, sê, dankie Jesus, U is die Seun van God, sit sommer by, U is God, U is my koning. Sommer sê deur die dag, sê dit gedurig deur vir jouself, gaan skryf dit ergens neer. Hy sê, daai selfde gedeelte, sê in 4 vers 15, 4 vers 15, dit sê nie deel van die preek, maar ek sê dit in my Bybel geskryf, 4 vers 15 sê, hy sê, almal wat openlik erken dat Jesus die Seun van God is, God handhaaf 'n hegte verhouding met hom en hulle met God. Bely Jesus oor jou lewe, bely Jesus oor alles wat jy doen, bely die feit dat jy liggaam van Christus is, bely die feit dat jy uit hom uitleef, hou jou koneksie, maar hou aan. Kom vas, byt vas, moenie net sommer los nie. Vanoggend is dit nagmaal. En Jesus het gesê, doen dit tot my gedagtenis. Herinner jouself vanoggend weer net aan die feit, hy het jou vergewe. Herinner jou aan die feit, jy is vry in die Here. Herinner jou aan die feit, sy woord is die waarheid. Herinner jou aan die feit, dat hy vir jou lief is. Weet jy, hy sou dit nie gedoen het, as hy nie verskriklik lief was vir jou nie. Johannes 15 sê dit, hy sê groter liefde bestaan nie, as jy jou lewe vir iemand aflê. Dis wat Jesus gedoen het. En by daai tafel, sê ons vanoggend vir, dankie Jesus. Ek wil hê vanoggend, as jy na hierdie tafel toe loop, moet jy die hele tyd net sê, dankie Jesus. Dankie Jesus. Doen dit 10 keer voordat jy daar. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kom ons bid. Here ons God, baie dankie. Dat ons vanoggend kan sê, dankie Jesus. Dankie Jesus dat U die bron is, ons lewensbron, wat ons verhouding met Vader God kom herstel en ons vrede kom gee. En Here, ons stap die pad saam met U deur die werking van die Gees. Al wat ons op dit kan sê is, dankie Jesus. En ek bid vir my broertjies en sissies vandag saam met my. Here, daar waar daar dalk 'n geloofskrisis is, dalk 'n krisis rondom redding, 'n krisis rondom 'n verhouding met U, 'n krisis rondom 'n geloofsvertrouende verwagting elke dag by hulle werk of waar dit ook al is. Ek wil vra dat U vir elkeen van my broertjies en sissies sal wys presies wat nodig is. En Here, help ons dan ook almal. Om dan nie net te sê, ja, glorie, halleluja, dit gaan oukei wees nie. Maar dat ons gaan doen wat U vir ons sê om te doen. Dankie vir U voorsienigheid. Here Jesus, het in die nag wat U verraai is, die brood gevat, daarvoor gedank, dit gebreek, gesê, neem eet, dit is my liggaam, dit is vir julle, doen dit tot my herinnering, net so op die beker na die ete, dit is my bloed in die nuwe verbond. Dankie vir wat U vir ons gedoen het. Here, kom vergewe ons, al ons oortreding. As daar enigiets is vanoggend, Here, wat tussen ons en U is, vir ons vanoggend sê,
Dankie dat U ons kom vergewe. Dankie dat die bloed van Jesus ons skoon was. Ons het U lief, Here. Ons waardeer U en ons vra ook, kom vul ons opnuut met U Gees. Mag U Gees werk en net nog meer en meer sigbaar word in elkeen van ons lewens. Ons sê vir U dankie daarvoor in die kosbare naam van U. Kom ons praat vir 'n paar oomblikke nog met hom, net daar waar jy sit. Miskien moet jy jou hart so 'n bietjie oopmaak vir hom vanoggend.